Shalom. Kom ons sit weer vandag so in mekaar se stilte. As ons vandag ook so in mekaar se stilte sit, dan wil ons reflekteer oor gemeenskap met God en dan meer spesifiek tuiskom in hierdie gemeenskap met God. Kom ons raak eers bewus net van ons hier wees vandag, daar waar jy nou sit. Maak seker dat jou voete gemaklik op die grond rus, dat jou arms nie gevou is nie, dat jou hande oop is, ontvanklik is, dat jou hele wese, jou hele fisiese wese vandag hier ook aandui. Jy is ontvanklik, jy wil ook hier tuis kom. Kom ons raak bewus van die reëlmaat van ons asemhaling. Inasem, uitasem. Die reëlmaat daarvan bring 'n rustigheid by ons. Wil ons ook kom herinner aan die reëlmaat van lewe. Die ritme van lewe. Elke oggend as ons wakker word, bewus van lewe, en as ons in die aand ons oë toemaak, bewus daarvan dat ons deur genade, deur nog 'n dag gedra is, gelei is. Al lekker diep asem. Laat toe dat jou asemhaling en die reëlmaat daarvan vandag by jou 'n sekere gemak bring. 'n Sekere rustigheid, stilheid. Laat toe dat die styging en die duining van jou bors net hierdie ritme by jou kom vestig en dat jy daarin kan rus, dat jy daarin kan tuiskom. Soos altyd raak ons weer bewus van ons voete en laat toe dat voete op die grond ons herinner daaraan dat ons gewortel is in die liefde van God. En hierdie tussenspel tussen gegrond wees in die liefde van God en die reëlmaat van wakker word tot lewe. Laat toe dat dit nou by jou ook in jou kern jou sentreer. Kom rus daarin. As ons so bewus word van ons voete en dit herinner ons aan ons wortels in die liefde van God, dan herinner dit ons ook op 'n manier aan eenheid van menswees, eenheid met medemense, met skepping en met God. As ons so gewortel is in liefde, dan wil dit ons op 'n onverwoordbare manier herinner aan ons eenheid met God. Aan God se inwonende teenwoordigheid in ons lewens. Rus hierin, kom tuis hierin. En in die gemak hiervan
ervaar ook iets wat in woorde nie tuiskom nie, maar wat in ervaring weerklank vind. Ek lees vir ons vandag 'n aanhaling van Beverly Lanzetta, waar sy sê, "The condition of mysticism will never be over, for we are of it. We never feel at home elsewhere, but only in the serenity and comfort of our communion with God. Never feel at home elsewhere, but only in the serenity and comfort of our community with God." We may attempt to make excuses for this state, hoping that it would finally go away, and we would then be able to function well in the real world. Yet, not only has this never been meant to be, we must no longer yearn for what we are not. We never feel at home elsewhere, but only in the serenity and comfort of our communion with God. Terwyl ons steeds asemhaal en bewus bly van die ritme, die reëlmaat daarvan, kom ons oordink, ons bedink, ons reflekteer vandag oor wat dit mag beteken om tuis te kom in die rustigheid en die gemak van gemeenskap met God. Dalk is dit en bly dit vir ons onverwoordbaar, onverstaanbaar, maar dit wat ons nie in kennis, in kognitiewe kennis kan vasmaak nie, kan ons dalk net belewe, ervaar in hierdie stilte ook. Daarom nooi ek jou nou, kom ons sit in mekaar se stilte en ons raak verwonderd oor wat dit mag beteken om tuis te kom in die rus en die gemak van ons gemeenskap met God. Vir die volgende 2 minute of so, kom ons sit net so in mekaar se stilte.
Haal weer diep asem. En kom weer tuis in die gemeenskap met God. Shalom.